Vandag se jong mense gaan hulle stemme gebruik om ander jong mense te inspireer deur hulle stories, dinge wat hulle deurgemaak het in hulle lewe. Baie van hulle gaan nog skool en party van hulle werk al. Hulle storie wil hulle hê, die wat dit kyk, moet hulle lewe verander. Hulle gaan ook vir julle inspireer. Dit gaan hulle laaste gedeelte wees. Ek hoop julle gaan dit geniet. So ek is nog uit skool, ek het passies en drome wat ek wil bereik. Ek is baie spontanig, ek hou van aktiwiteite doen, ek hou van lag, jokes maak en ek is 'n baie vriendelike mens. So as jy niet is, ek sal met jou praat, ek en jy sal sommer nou so mis is. En as jy vir my gaat sien op hoe my storie kop toe, ek wil vir jou van my lewe vertel. Op 8 jaar oud het ek my ma en my pa verloor. Die wêreld het my baie afgedruk, maar ek het gestaan, ek het geveg teen die lewe. So ek is 'n vegter. En ek wil net vir julle sê, julle kan dit ook maak as ek dit gemaak het. My familie was daar vir my, hulle het my getroos, hulle het my geleer en hulle het vir my op die regte pad gesit. So julle wat vir my nou kyk, ek hoop en ek bid dat julle weet daar's 'n God daarbo wat vir julle afkyk en vir julle wil sorg en is lief vir julle. As julle op 'n slegte pad is, gaan op die regte pad, gat op jou knieë. Van almal, daar is 'n God daarbo en hy's baie goed. Ek het in Salarispas groot geraak. My ma en my pa was nie goed by mekaar nie. My ma en my pa het altyd beklei. Maar ek het aangehou. Ek het nie my pyn in my gesig gewys nie. Ek het aanhou smile en dinge gedoen wat vir my gelukkig gehou het. My ma en my pa was nie baie goed by mekaar nie. My pa het altyd sy stres op ons uitgehaal, maar ek het dit nie gewys vir die mense hoe ek voel van binne nie. Ek het altyd die mense rondom my gelukkig gehou. Maar die wat van my vandag kyk, vat my storie kop toe. Moenie laat jou ma en jou pa tussen jou bond met jou ma kom mee. Moenie laat tienerswangerskap vir jou agterhou in die lewe nie. Moenie laat dwelms misbruik vir jou agterhou in die lewe nie. Moenie laat jou familieprobleme vir jou agterhou in die lewe nie. Vat my storie kop toe. Baie dankie. Ek is by Hoërskool Gordon, graad 10, 'n tienerstudent. Die rede waarom ek vandag hier is op vat my storie kop toe, is om vir julle te vertel wat actually gebeur het in my lewe. Ek het begin dagar ook graad 7, maar dit het actually vir my gewerk nie. 'n Paar jaar later het my ma hulle getrou en ek het actually van die man gehou saam wie sy getrou het nie. Ons stry nou en dan, maar dit is nie actually waaroor dit gaan nie. Dit gaan vandag oor, as ek kwaad raak vir hom, dan gebruik ek my sing. Ek vat my tablet, ek vat my earpods, ek luister musiek, ek sing. Ek gebruik my sing om my kwaad te vermy of om te vermy dat ek nie verkeerde goed sê nie. Ek is 'n beurstudent, ek het 'n beurs gekry en nou ek fokus tans op my skoolwerk. Wat ek vir julle daar buite wil sê is dat moenie opgee nie, maak nie saak wat dit is nie. Al gaan jy oor deur watter dinge hier buite in die lewe. Doen net jou ding, fokus op jou skoolwerk, lees die Bybel, sing as jy kan sing, rap as jy kan rap of dans as jy kan dans. Dankie. Running in a hopeless dream. Hold me when you go to sleep. Give me the strength of your arms. Keep me safe, safe. Ek wil baie graag jong mense bemoedig wat hierdie storie kyk, vat my storie kop toe. Ek het baie baie dinge deurgegaan nie, maar ek wil net jong mense bemoedig en sê dat jy kan, as jy wil,
En ek het groot geraak. Nee, ek kan nie sê in 'n slegte omstandighede nie, maar ek het groot geraak met 'n ouma. Ek's 'n ouma kind. En my ma en my pa beide gebruik drugs. Ek is die ouderdom van 23. My pa is bekeer, my ma is nog steeds besig met haar dinge. Stel dit so. En ek wil graag 'n jong mens wat hierdie storie kyk vandag, wat ek graag bemoedig en sê dat sy kan. Ek is besig met 'n kursus, 'n 3 maande kursus. Ek is klaar met my hoe kan ek nou sê, my eksamen en al die stresvolle dinge. Ek is nou besig met my prakties. Maar ek wil graag sê, dat is nog nie die einde nie. Jy kan as dinge nog vorentoe vir jou in die lewe. So ek is die 4de van 5 kinders. Mamma en pappa het gewerk, soos my enige normale huis en skool gegaan en so. Broer was 'n bietjie stout geweest en maar so het ons maar hom aangegaan. Ek is nou vandag hier so om vir julle te vertel my storie. My storie is dat ek was 20 jaar op dwelms, begin maar met eksperimentasie en met eksperimenteer ons vriende en op die einde van die dag te bevind ek my in plekke en met mense wat baie gevaarlik is, baie kere by die dood omgedraai. En dit was maar my lewe gewees. Mamma by die huis, mense seer gemaak, familie het ek in die rug gesteek en maar net vir een ding. As jy op dwelms is, dink jy net aan een ding en dit is eintlik jou waarvoor jy lewe. Maar die Here het my weggekom en ek het besluit eendag ek wil ophou dwelms gebruik. En dis hoekom ek vandag hier is om iemand te inspireer dat sê dat die Here kan 'n mens se lewe verander as jy wil. En daar is hoop vir jou. As jy net jou hand wil uitsteek en vir hulp vra, dan sal daar op die einde van die dag vir jou, daar is hulp, daar is baie plekke vandag waar mense kan kom en waar mense vandag kan hulp vra. So daar is hoop vir jou vandag en ek wil vir jou vandag sê, want ek is 'n lewende getuie van daai hoop.